Miljoene word aan bedrieglike salarisse in die Departement van Verdediging uitbetaal en 'n diereskuiling in Pretoria rig 'n waarskuwing aan troeteldiereienaars om waaksaam te wees teen vergiftiging. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Die minister van Verdediging, Angie Motshekga, en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het tussen Mei 2022 en Maart 2023 meer as R34 miljoen aan bedrieglike salarisse uitbetaal. Die feit het aan die lig gekom na 'n parlementêre vraag van die DA. Dit is egter nie spookwerkers wat in ander staatsdepartemente en staatsinstellings R4 miljard per jaar huis toe neem sonder om 'n vinger te lig nie. Ondersoeke deur die militêre polisie in samewerking met die spesiale ondersoekeenheid het meer as R5 miljoen in fiktiewe bankrekeninge opgespoor. Wat die bedrieglike salarisuitbetalings betref, is sake by die militêre polisie geopen. Die nasionale tesourie het hande met die departement van binnelandse sake en die inkomstediens gevat om betaalstate, die bevolking en belastingdata te ontleed om spookwerkers uit te wys en die voorlopige uitslae dui daarop dat meer as 8800 gevalle verdere bevestiging benodig. Eskom implementeer 'n strategie om teen 2027 van ladingsvermindering ontslae te raak. Die Nutsmaatskappy het onlangs die bekendstelling van die gefaseerde kragonderbrekings in dele van Johannesburg aangekondig as gevolg van voortdurende onwettige verbindings, vandalisme en slegte weer. Die doel van die ladingsverminderingsuitskakelingsstrategie is om lasvermindering uit te faseer. Hierdie strategie behels die versterking van Eskom se verspreidingsnetwerk, die hantering van hoë risikogebiede en die modernisering van die netwerk met slimmeters en digitale stelsels. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê dit kan 'n groot verbetering beteken vir huishoudings wat met kragkoste sukkel. Suid-Afrika se onafhanklike verkiesingskommissie word deur 'n groeiende uitdaging in die gesig gestaar na mate kiesers se ontnigtering deelname aan die komende verkiesings bedreig. Hoewel nuwe politieke partye die politieke toneel bly hervorm, toon navorsing dat minder as die helfte van stemgeregtigdes van plan is om hulle stem uit te bring, met burgers wat dikwels hul deelname op persoonlike omstandighede eerder as politieke retoriek grond. Die OVK sê dat hoewel die registrasie kan fasiliteer en stemprosesse meer toeganklik kan maak, die breër prestasie van die regering 'n kritieke rol speel in die volhoubaarheid van demokratiese betrokkenheid. Die diereskuiling Wetnous het 'n dringende waarskuwing aan diereeienaars uitgereik oor 'n skielike toename in die vergiftiging van troeteldiere. Hoewel die vergiftiging van diere reg oor die land problematies is, het voorvalle onlangs veral in Bronkhorstspruit, Cullinan en omliggende gebiede toegeneem. Wetnous doen 'n beroep op diereeienaars om onder meer bedags te alle tye te kyk dat daar niks vreemd in die erf gegooi word nie. Hallo Esmarie, dankie vir die geleentheid wat ons as Wetnous kliniek het om jou luisteraars bietjie meer in te lig oor as hulle dier vergiftig word of gif inkry. Die beste raad natuurlik is om jou hond binne te laat slaap of jou diere te laat binne slaap. As hulle buite is hulle baie meer blootgestel aan gif wat oor heining gegooi word. Gaan elke dag ook jou perseel deur, kyk of daar nie kos en vreemde sakkies en kos en goed wat rond lê, want hulle sit die gif binne in die kos. Dis gewoonlik sulke blou korreltjies of swart korreltjies gif binne in die kos. Simptome is gewoonlik hulle kwyl, hulle het spiertrillings, hulle gooi op, hulle kry epileptiese aanvalle, hulle tandvleis is bleek of daar kan sulke bloedspatsels op die tandvleis wees. Die belangrikste natuurlik is bly kalm, hou jou dier kalm en kry hom so gou as moontlik by 'n veearts. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.